groet in daardie oorwinningsnaam. Halleluja. Welkom op hierdie channel. 'n ware getuie red lewens. Ons eer die Here vir hierdie goddelike geleentheid. Prys die naam van die Here. Ek het my suster Ovilia hierso. Halleluja, en dis vir my 'n goddelike voorreg. Ons begin 'n journey 2024 en die Here laat dat ek saam met haar 'n geestelike journey stap. Halleluja. Haar eerste ding wat sy moes oopgemaak het sodat God kan gesond gemaak het, was vergifnis. En ek dank so die Here dat die Here deur haar sonde gepraat het, dat ek met hierdie channel begin, en die Here maak aan my bekend dat sy is die eerste ene wat die Here wil gebruik op hierdie channel, om die dierbares daar buite te verduidelik, wat vergifnis vir haar beteken, en hoe sy die healing gekry deur die vergifnis. Ovilia, welkom hier my suster op die channel. Dit is vir my 'n goddelike voorreg om jou hier te hê. Ek weet jou storie het al soveel kere klaar al vir my gebou, so ek weet dat soveel mense daar buite sal gered word deur jou storie. Dankie dat jy tyd afgestaan het en dat jy kan sien om jou storie te vertel, want after all sê die woord van die Here, ons moet sy getuies wees, want hy het ons gekies om sy dienaars te wees, sy mondstukke te wees, want ons is besig om in hierdie tyd saam met hom sy bruid reg te maak. Amen. Halleluja. So jy kan net vir ons 'n kort 'n stukkie vertel of agtergrond waarvanaf jy kom en wat vergifnis in jou lewe gebring het, wat het die Here deur vergifnis vir jou verlos. Goeiemiddag almal. Soos Jenna gesê het, ek is Ovilia. My pa is van Johannesburg, my ma is van Steenkop, en na die egskeiding het ons teruggekom Makwaland toe. En dit was taaf. Ons het gegaan van alles het tot letterlik die minimum. En my verantwoordelikheid het maar baie klein begin. Op die ouderdom van? Ek was 5 Sure. en ek is die oudste kind. En ek het misschien maar van die tyd af die verantwoordelikheid gedra. Ek ben, ons in Johannesburg groot geraak, so dis vinnig en you must just go with the flow. En Steenkop groot geraak, Alexander by hoërskool gemaak. En ek het toe gekom, 'n lewe kom bou, kinders gekry. En dit was 'n dit was taaf. En laas jaar, June, iets toe gebeur, 2025. 2024. Nee, 2024 het ons 'n journey begin. nee, praat nie van ons nie. Okay. Laas jaar het June het iets gebeur. Okay. 2025. Okay. So ek was maar aangegaan en laat ek nie meer kon nie. Ek was net, jy staan op, want jy moet opstaan. Dat was my mentaliteit. Buite sal die mense sê, maar Ovilia is die, you know, en alle dag is ek aan my warm. Maar agter die warmte weet hulle nie wat actually gebeur het nie, of wat skuil agter dit nie. Want dit is soos 'n protection mechanism. En ek en jy se journey het begin in 2024 en dit was vir my iets anders, want ek het nog nie, in elk geval is ek nie 'n vriende mensie. Ek hou van my eie space, kennisse is fyn. Maar ek glo nie in vriendskap, die vriendskapie, want daar's net te veel dinge wat in die verlede gebeur het, wat ek vriendskap heeltemal afgesny het. En ek en jy se journey was net anders. En jy het mis gebeur met, dat kom vertel jy my altyd 'n storie uit die Bybel uit, of 'n getuienis van iemand, en dan staan ek by jou, al was jy ook was goed. En so jy die saadjie geplant, you know. En so het nou maar aangegaan, totdat jy my gevra het,
Ovilie, is jy reg? En toe sê ek ja. En die Here het daai pad oopgemaak. Hier in hierdie voorkamer het alles gebeur. En ek vandag dank ek die Here, want ek sou nie hier gewees het sonder hom en sonder jou nie. En ons het Pinkster, het gebeur met hy donderdag. Wanneer het Pinkster begin? Die maandag eintlik. Maar Ja, ons kon eers die Woensdag gegaan het. Ja. En ek het net gesê, dis reg. Yes. Onthou jy jou eerste sonder, jammer dat ek jou nou interrupt, jou eerste woord wat die Here vir jou gegee het, deur daai profetes, sy het jou gesê, jy dra soveel seer en soveel hartseer, en jy sal moed opmaak, want daar is soveel dinge wat die Here vir jou wil doen, en ek eer die Here, want dis waar alles begin het, dat ons weet waar dit ons werk. So ja. Ja, toe sy aan my mag vat, toe skud sy in haar kop. Met die seer. Ek het so baie seer gehad. Ek sê gehad, because it's letterlik in die verlede. Ja. Ek deel dit met julle, sodat julle kan, vergifnis is 'n baie groot ding. Dit is verskriklik groot. Oh, dankie Here. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Here. En omdat ek so sterk mens is, het ek nie sommerlik oor my geloop nie. But I can stand my ground. En Pinkster het verbygegaan, my doop het gekom, en na die doop, toe begin het mos nou. Die challenges. Ja. En nommer 1 was vergifnis. Dit is altyd vergifnis. En, was jy ook al by die werk? Nee, ek het die dag gekom, toe kom, ek dink by skof die next dag begin, maar die dag wat ek kom toe, sê jy vir my, die Here wil hê, die Here het bekend gemaak het vir wie jy moet vergewe. Yes. En ek, die gezicht het net so voorbij my gekom. Maar voor die gesigte Maar kan ek onthou dat jy sê toe nie nog nooit die. Soveel se meer die Here het jou klaar gewys vir wie jy moet vergewe, maar jy sê toe nie. Kan ek nie doen nie. Ja, en ek lag want hoekom? Ek weet dit was dieselfde dinge wat ek gesê het nog nooit nie, want ons wil dit op ons kragte doen. En ek sê toe vir jou nog, doen dit bietjie net. Ek het geleer dat ek moet oorgee. Ek moet die Here sê, help my. Die mense wat u wil hê ek moet vergewe, help my om hulle te kan vergewe. En ek los jou met dit en ek gaan werk toe. En kan jy ons net 'n bietjie invat wat het toe gebeur? Die eerste persoon wat ek moes vergewe was my ma. Ek sê haar bed. En ek telefoon hom. En ek sê die foon, ek gooi sommer die foon op die bed. Ek moet kry my nee, Here, Ek kan nie dit doen nie. Ek kan nie. Ek kan nie. Ek kan nie. Hoe begin jy? Ek nou die mense vergewe. Ja. Wat vir my seer gemaak het. Yes. Hoe bedoel jy? En ek gryp toe my foon. En hier duidelik. Die tweede keer duidelik. Kips, toe sit ek die foon af. Ek kom kry my nee, ek kan nie. En die derde keer toe, nee, ek het die foon neergesit, toe kom ek in, toe drink ek 'n bietjie water, toe gaan ek terug. Toe kom ek my wil asseblief maak net, want dit is iets wat jy moet doen. Nee, net agter jou rug kry. En ek bel toe, en dis asof sy die oproep geverwag het. You know, in a sense van geverwag het. Ek sê verwag het, omdat it's been years. En as die oudste en die enigste meisiekind, maar ek het regtig so gevoel as die enigste meisiekind,
As ek het altyd 'n voorbeeld gemaak van ek en my nig by die enigste meisiekinders is in die familie. Die way haar ouers haar gebehandel het sy gevoel soos 'n queen, you know, en ek het nogal styg gelyk, maar anyway, dwaal van die pad af. En ek bel toe en sy antwoord en ons gesels lekker. En toe breek sy, toe bars sy uit in trane en ek huil en ek sê nee, dis alright, mami kan maar praat. En ek sê toe sy kan maar praat en ek praat en ons huil en sy vertel toe vir my van haar ma. Wat haar ma, hoe haar ma vir haar gebehandel het. En die feit dat sy dit op my geplaas het en wat sê dit vir ons, wat is dit? Generational curses. Yes. En dit toe weet ek nie eens wat dit werklik beteken nie. Want as 'n mens op bekering kom, dan is dit asof die mens jou net so los. Maar ek is so dankbaar dat jy daar gewees het vir my, as my destiny helper. Want jy bekeer, jy voel nou, jy wil op die regte pad kom, maar jy weet ek sê niks nie. En daar is soveel trauma wat 'n mens in jou childhood, of miskien soos Daar's womb baie cursing, traumas. ja, wat jy eintlik deurgaan en wat jy moet van genesing kry. Want jy kan die Here aanneem, maar jy het nog steeds die seer. Yes. En ons eer die Here dat die eerste ding wat hy met jou weer is een van die grootste goed wat gewoonlik in ons pad staan om 'n volle Christelike lewe. Ons sal nie volmaak wees nie, maar wat jy weet dat hoe dit voel om iemand te vergewe, om lief te hê, want dis wat God wil hê ons moet doen. So ja, ons eer die Here. En ek is, weet jy, en ek is bly vir daai, want daai was my grootste obstakel, vergifnis. So, en die Here begin met dit. Ja, want was dit nie vir vergifnis nie, dat ek nie gesit waar ek vandag sit. Ja, ek het nog foute, ek maak nou nog foute, maar ek weet, Die Here. volgende jaar die tyd, Jesus. Halleluja. dan kan ek net terugkyk. En die sê, hand. ek het volhard. Halleluja. Die Here wat my die krag gee, en ek dank die Here vir jou, want there's none godly people out there that stick together like you did. Ja, daar was tye wat ons iets gepraat het met mekaar, maar ons het teruggekom. Want soos jy sê, ek het nie dit geken nie, om 'n mens wat, you got my back, you understand, en ek het nie, as vriendskap, het ek nie dit ervaar met iemand anders nie, a godly friendship, wat bitter manier buite is, en dit het ek in jou gevind, en ek is so bly die Here het jou op my pad gestuur. Halleluja. Alle eer kom hom toe. Yes. En vir die mense daar buite, julle moet vergewe, nie vir hulle nie, vir jouself. Die seer is baie seer. Ons het verskillende seer. Soms kan mense compare nie, want dit is baie moeilik om, ons kan nie compare nie, want dit is verskriklik moeilik. Elkeen moet maar sy eie goed waar deur hy gaan. Whether it's childhood trauma, verkrachting, daar's baie, daar's tremendous baie. Maar jy moet vergewe, onthou, jy wil altyd hê die Here moet vir jou vergewe. Maar het jy die attitude? En waar ek gesien het dat ek nog nie die persoon vergewe het, is toe ek die persoon weer sien. Whether it's outside or on the phone. Toe kom kry ek my, maar ek het nog nooit die persoon vergewe nie. Want die seer wat ek gevoel het toe ek die persoon weer op die phone sien. Yes. Toe kom kry ek my, there's it. You did not forgive. En dis hoekom ek dankbaar is vir my vergifnis journey. Ek sou dit nooit kon gedoen het sonder die Here nie. Want, en dit is wanneer jy weet, wanneer jy iemand werklik waar vergewe het, as wanneer jy die persoon in die oë kan kyk, of op die phone kyk, of op straat kyk, wat maar net verby stap, of in die verbygang stap. Jesus. Nou, ek wil net hê jy met die kykers sê, hoe het jy voor die jaar vir die Here gegee, Jesus? Hoe het jy eintlik gevoel? Hoe het jy eintlik
hoe het jy opgestaan? Dag Wat is vir die dag. ja, Jo, ek was letterlik 'n lost soul. Ek het net opgestaan want ek moes. sjoe, Die goed moes gedoen gewees het. My kinders, ek moet aandag gee aan my kinders. so dit was maar net 'n dag vir It dag. was an ongoing day, dag vir dag. Routine, Ja, routine, sikloon, cycle. siklus. Yes, en toe jy oopmaak dat God begin werk in die vergifnisjourney, wat was die verskil? Ek het nooit besef ek het so baie liefde in my nie. Sjoe, Ek het opgestaan met, kom ek sê jou, die dag van die vergifnis, die dag, want dit was ons nou almal in een, you know. yes. En Ja, hy was hektiek. Hy was hektiek, want it's not me. Dit was die en wat eintlik seker so ook uitgestaan het vir die mense wat jy met die journey loop, of wat jy eintlik 'n verhouding mee het. Yes. En hier ewe stuurlik. Wat het oor nou? Yes. Wat het oor die vrou A se change lewe? person. Yes. Want hy next dag, toe ek opstaan, ek het die swaar gevoel gehad. Sjoe, It's like, my siel was op. ja. Die genesing was daar. As ek nie daai voel nie, Sjoe. as jy nie, sien jy daai wat jy voel, jy het net air. Yes. It's just airy. Yes. Ek weet nie hoe om dit te beskryf nie. Maar daai swaar, Is weg. wat voel is soos 'n baksteen wat op jou bors sit. Ja. En die next dag, it's gone. Sjoe. En as jy met 'n lied in jou hart opstaan, dan kan jy maar weet dis net die Here. It's Nee. just Jesus Christ. Dit is net hy wat jou kan red. En nou wat het toe nou die next dag gebeur? Is dit nou die verligting? Ja, die verligting, dit was vir my. Wat jy weer, jy het lus vir die lewe. Dit kan miskien vir iemand van selfsprekend klink, maar vir my was dit baie. Yes. Want daai het ek letterlik in hoeveel jare het dit gevat voor ek dit kon, Ervaar yes. Die liefde van die Here. jou liefde wat My jy self liefde, yes. hoe sal ek sê, ontmoet het wie jy eintlik werklik Ja. is. En Die vyand steel so baie van jou. En ons as mens laat dit. is in die vlees, so jy besef dit nie. Mm, En as jy net terugkyk, as ek nou moet terugkyk, 'n mens veg nie teen gees. gees nie. Vlees nie. Vlees nie, Ja, né? maar teen gees. Teen gees. Bose magte en Ja, as ons principes. daai goed kan daai tyd geweet het. Ja, want nou, die moment as jy intap, wetend dat my geveg is teen gees, Yes. né? Dan sal ek nie soveel crutches gedra het nie. Yes. Maar sekere diere, of nie sekere traumas gebeur saam met ons. Soos ons sê, childhood trauma, home cursing, generational curses. En dan raak jy me so op, ja, dan raak jy so groot met hierdie trauma, sê, dis waar ons diere begin opmaak. Maar ons eer die Here vir sy terugkom en mense wat hy oor ons op pad stuur. Want ek glo, my suster, jy het gedink, dis maar hoe jou lewe sal wees. Ja, baie beslis. Daar is dit klaar gebid of jy bid, maar ek glo jy het gedink dat ag wat, dis maar hoe dit sal gaan in die Here het toe 'n ander plan. Dat hy Want iemand ek het begin aanvaar. ja, That's my life. And this is how it's gonna be. En dit was simpel. Jy staan op en jy moet opstaan. so. En ons kan net die Here eer dat hy vir 'n tweede keer terugkom en jy kom stap, jy begin 'n journey. En waar begin hy? In the comfort of jou. En ek sê jou, jy weet daai tyd was dit stop and go, want en die Here het geweet dat ek nie kan uit die klasse loop nie. Hy het geweet ek kan niks doen nie. So hy het daai ruimte geskep hier binne, in die huis, deur jou, Sy ontmoeting was hier. Jesus, jou genesing. Nie buite nie. Jou genesing was hier. It started here, want hy het Jesus. hy het 'n weg vir my gemaak. Vir jou. Kyk, Vir my. die 99 het hy gelos. Hy het vir my daai weg gemaak Dankie, hier binne. Here. En ek is so dankbaar vir dit, want ek dink ek sou dit gemaak het nie.
letterlik. En so, Ek sukkel nou nog met 'n paar dingetjies, maar ek glo die Here se plan is nie klaar met my nie. it's just that. Ja, so omdat mense so judge as jy tot bekering kom, want hulle verstaan nie werklik die woord bekering nie. En ek het altyd gedink, maar ek is 'n Christen. As jy in jou Bybel kyk, as jy nie tot bekering kom nie, dan is jy nie 'n Christen nie. So vir die mense daar buite, take that leap of faith. En as ek jou kan sê, gaan op jou knieë, want jou gebede word verhoor. Dit vat lank, maar as nie op die Here se tyd. Ja. Nie op my tyd nie. Vir ons nie op voel jou dit lank, tyd nie. yes. Ja, vir ons voel dit verskriklik lank. Maar as jy die Bybelse mense gaan kyk, hoeveel jare het hulle gewag? Is ons jare maar min. Ja, Here, ek prys U. Ons jare is maar bitter min. Maar Gee die Here 'n kans. yes, baie Laat toe. beslis. Soms bid ons skep vir my 'n reiner, maar as ons gereed om werklik die Here te gee dat hy moet werk en dat hy moet genees, die was 'n kostelike journey en ek glo die was maar net die begin. Daar is nog soveel vir haar om te kom vertel, maar ek wou net gee sy moet net 'n agtergrond gee van vergifnis. Soms voel ons net hoekom ek, maar jy doen dit nie vir jou nie. Jy doen dit sodat jy kan daardie persoon van jou hart afhaal. Yes. Want daardie persoon sit jy outomaties op jou hart, jou troonkamer van jou hart. En daai persoon kan nie daar sit nie. God moet daar sit. En die moment wanneer jy daardie leap of faith wat soos my suster sê, is dit waar jy genesing kry, is waar jy die vrugte daarvan pluk, want sy pluk dit. Prys die naam van die Here. Sy het so 'n geleentheid gehad dat sy kon eintlik uitgevind het, dit wat sy deurgemaak het, is wat haar ma deurgemaak het. En die Here kies vir haar uit in 'n tyd soos die, sodat sy kan hierdie ding tot op stop sit met God se krag. En dat dit nie kan verder afval na die ander generasies van haar en die ander. So ons eer die Here vir sy liefde, sy genade. En ja, ek weet nie, as Jesus hier moet gekom het, die genade kanse wat ons kry. En soos my suster sê, ons is nie perfek nie. En ons self as Christene besef nou hoekom baie mense terugval wat tot bekering kom, want jy daai root moet ons God gee. Daai root wat so seer gekry het, moet ons vir hom oorgee sodat hy kan genesing bring. En wanneer die genesing plaasvind, en in elk geval hierdie journey, soos sy sê, sy maak foute, ek maak foute. Ons sal nooit vol, ons streef daarna toe. Maar om dit wat ons deurgaan, sal die oornag verander nie. Die aanraking wat ons met ander mense kom, sal ons nie onmiddellik kan in verandering instap nie. Maar die Here doen dit dag vir dag. En solank ek en sy, jy kan sien die klein veranderinge, die karakter wat die Here bou, wat jy veronderstel is om te wees. Want as ek moet dink, as ons maar net kan gebesef het en gestap het van die begin af, die mense wat ons eintlik geroep is. Maar nou het jy soveel diere down the line opgemaak, my suster, wat moet toegemaak raak. En dit het ek eens geweet het. Verstaan, dis iets wat, ek het op 'n dag toe sien ek 'n video wat sê, dat ek het vir 25 jaar gedrink, maar nou verwag mense jy moet in 'n dag se tyd. Nou verwag mense, jy het soveel lank, was jy vasgevang in sekere dinge, nou verwag mense, miskien jy moet in 'n dag se tyd tot genesing kom. Dis 'n deliverance journey wat oor en oor is, solank jy die regte mense het, en solank jy aanhou toelaat, dat die opdragte wat God jou gee, jy voer dit uit, en so pluk jy elke dag die vrugte daarvan. So ons eer die Here vir hierdie goddelike geleentheid. My suster, ek weet, dis maar net die begin. Ek weet, my sis, u sal terugkom met 'n dieper testimonie, en so sal ons die Here se woord in vervulling bring, om siele na die koninkryk toe te wen. Ek wil net hê ons moet ons oor toe maak en 'n gebed doen vir die mense wat struggle met vergifnis. Ons bemoediging is daar buite, let go and let God.
Yes. Ons sal dit nooit kan op ons eie nie kan doen nie, want ek myself kom met vergifnis uit. En die moment as ek toelaat dat God begin met self begin werk, dis wanneer die veranderinge kom. So ons kan net ons oë sluit en laat ek net 'n gebed doen vir mense wat nog sukkel met vergifnis. Baie dankie Hemelse Vader vir hierdie goddelike geleentheid, Here. Ek eer U en ek aanbid U. Here, hierdie dag het U nie net op die aarde aangeteken, Here, maar U het dit in die hemel aangeteken. Here, ek dank U vir my suster, Here. Dank U dat U nog daagliks in haar lewe werk, Here. Ek vra dat U haar sal behoed en bewaar, my koning Jesus, Here. Ek vra dat U hierdie podcast sal uitstuur, Here, na almal wat dit nodig het, Here. Ek eer U en ek aanbid U, Here, dat U in die lewens sal werk van die verlore siele, Here. Here, ek vra dat U die sal ontmoet, Here, wat sukkel met onvergifnis, Here, dat U vir hulle ook sal destiny helper sal stuur, Here, en dat U net sal 'n comfort bring, dat hulle net sal oorgee en sê, tot hier toe lank genoeg het ek toegelaat dat die vyand soveel van my sal steel, Here, maar tot hier toe, Here, skep vir my 'n rein hart, Here. Ek staan hier, Here, en ek wil U 'n kans gee, Here, omdat U kan werk, Here. Dankie, Here, vir die veranderinge, Here. Dankie vir die ontmoeting, Here, wat U sal in mense se lewens doen. Almighty God, dankie, Here. Ek eer U en ek aanbid U, Here. Here, ek vra dat U sal hierdie gebed sal verhoor, Here, dat U hierdie podcast sal seën, Here, in U magtige naam van ons koning Jesus. Amen en amen. Dierbares, ek wil net sê, moenie vergeet om like en subscribe, want 'n ware getuie red siele, prys die naam van die Here, sodat ons mekaar kan help. Laat hierdie podcast, dat hierdie testimonie van my suster kan uitkom by mense wat dit nodig het. My suster, ek wil net sê baie dankie vir dat U tyd opgeoffer het om saam met my dit kan doen. Ek weet dat dit sal net die begin wees. Ek weet soms plaas die Here ons in ongemaklike posisies. Yes, maar wat so nice is, my suster, die Here kom altyd terug om ons te kom wys, soos in alignment. Hy kom altyd terug om te sê dankie, want after all kan ons nie met die blydskap sit nie, nooit. Ons kan nie met die blydskap sit wat die Here daagliks vir ons doen. Hy werk daagliks in ons, maar ons kan nie sit met die vrede, die vreugde, die liefde wat ons ervaar. Ons moet dit share. So baie dankie, my suster. Waardeer dit. Tot volgende keer, dierbares.